Seel Fokus. Die seel wat ek aan julle wil voorhou, sy naam is die seel wat uitgegee is met die opening van die Unie van Suid-Afrika se parlement. Die kleurkatalogusnommer is nommer 1 en nommer 1A en die denominasie daarvan was 2,5 pennies. Kort beskrywing van hierdie seel is die kop van koning George die 5de met die 4 provinsiale wapens in donkerblou en diepblou hierdie seel. Die datum, dit is uitgegee op 4 November 1910, toe die parlement van die Unie van Suid-Afrika geopen is. En hoekom is dit belangrik? Dit is die eerste gedenkseel van die Unie van Suid-Afrika. 'n Bietjie agtergrond, koningin Victoria het regeer tydens die Boereoorloë en toe sy sterf in 1901 word sy opgevolg deur haar seun Edward die 7de wat geregeer het tot Mei 1910. Daarna het sy seun koning George die 5de regeer tot Junie 1936. Die Unie van Suid-Afrika kom tot stand uit 4 provinsies op 31 Mei 1910. Ander seelinligting is, die seel is ontwerp deur H.S. Wilkerson en die drukker was De La Rue & Company. Die tanding, dis 14 tande per duim. Daar is 'n watermerk op die seel, dit is meervoudige rosette en hulle is uitgegee in velle van 120 en daar was 2 uitgawes van hierdie seel. Die kataloguswaarde is nie baie waardevol nie, die maksimumwaarde van 'n muntseel is maar R150 as hy in 'n baie goeie kondisie is. Enigiets anders, die seels van die kolonies is nog gebruik tot 1927 en die eerste vaste reeks, die sogenaamde King's Heads, is eers uitgegee op 1 September 1913. Dag sê seelvriende, vandag kyk ek na die RSA uitgawe van die Cullinan diamante. Hier is nogal 'n redelike geskiedenis aan dit verbonde. Die 2 grootste geslypte diamante ter wêreld, albei gefatsoeneer uit die Cullinan diamant van 3601 karaat. Hulle verskyn op 2 spesiale uitgawes van die RSA. Die datum van uitgifte val saam met die opening van die wêreldkongresse in Johannesburg van sowel die World Federation of Diamond Bourses, Wêreldfederasie van Diamantbeurse en die Internasionale Diamant Vervaardigingsvereniging in Mei 1980. Hierdie 2 organisasies verteenwoordig die ontsaglike wêreldwye diamanthandel. Nou, die 15 sent staan bekend as die Cullinan 2 en die 20 sent staan bekend as die Cullinan 1 Great Star of Africa. Die 2 seels is in die omgewing van R3 werd. Dit is ook uitgereik op 'n eerste dag koevert met nommer 3.22 en daar was 'n uitgif van 130.000. Die uitreikingsdatum is die 12de Mei 1980, World Diamond Congress, geen watermerk, preferensie 14. Nou dit is ongelukkig al inligting wat ek het, so ek vertrou u is daarmee tevrede. Geniet die dag. Goeiemiddag seelvriende. Ja, die seels wat ek gaan uitlig vandag is die Groot 5. Nou die Groot 5 bestaande uit die leeu, luiperd, buffel, renoster en olifant het op verskeie Suid-Afrikaanse seels in verskillende style en formate verskyn. Onder hierdie is die 1996 bykomende waardes tot die definitiewe uitgawe en 'n stel selfklewende seels wat in 2006 uitgereik is met die foto's deur Koos van der Lende. In 2008 is 'n stel ligposkaarte se tariefseels uitgereik met tekeninge in die tekenprentstyl deur die spotprenttekenaar Dr. Jack, terwyl 'n stel Groot 5 seels wat in 2010 uitgereik is, die kunswerke deur Dennis Murphy vertoon het.
Baie dankie. Die 2 seels wat ek hier het, is uitgegee, is 'n spesiale uitgifte om die 75-jarige bestaan van Windhoek gedenk op 18 Oktober 1965. Die waarde van die 2 seels is 3 sent en 15 sent. Die eerste is die motief is die kunstenaar se afbeelding van 'n posdraer in die jaar 1890 toe Windhoek gestig is. En die 15 sent is 'n afbeelding van 'n fotoskildery van die stigter van Windhoek, Kurt von François, as 'n mens dit so uitspreek. Hy was die, nou ja, kan ek nie die Duitse term mooi onthou nie, maar hy was die hoofstaatsverteenwoordiger van Duitsland in Suidwes op daardie stadium. Elke vel het bestaan uit 100 seels, waarvan die afmetings min of meer 24.2 by 30.225 mm sal wees. Dit is ontwerp deur Dieter Aschenborn van Windhoek, wat vir my persoonlik baie interessant is. Dus die broer van Dr. Hans-Jurg Aschenborn, wat adjunkt geword het kort nadat ek by die Staatsbiblioteek begin het as senior bibliotekaris en wat later direkteur van die Staatsbiblioteek geword het en 'n belangrike rol in die biblioteekwese gespeel het. Jy sal dit nie glo nie, maar daar is 1,2 miljoen van daardie 3 sent seels gedruk en 800.000 van die 15 sent. En dit verkoop totdat die voorraad uitgeput is, maar of dit ooit gebeur het, kon ek nie vasstel nie. In ieder geval, heel interessante storie, en ek hoop dat dit vir julle interessant sal wees.